Goeiemôre en hartlik welkom by ons aanlyn diens vandag. Dankie dat julle by ons ingeskakel het. Dit is ons goeie Vrydagdiens. Indien jy nog sou wou, is jy welkom om kerk toe te kom en die stasies saam met ons te kom besoek. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan kom. Vader, ons vra dat hierdie diens sal seën en hierdie woord wat uitgaan vas sal maak in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geniet die diens saam met ons. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries. Your name is the
Ons gaan nou vir jou geleentheid gee vir jou offerande. Baie dankie vir dit wat jy gee. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit sal nou so op die skerm verskyn. Vandag is Goeie Vrydag en ons staan stil by die kruis van Golgotha. Dit is die middelpunt van God se reddingsplan vir die wêreld. En dit is die dag waarop ons die swaar en die pyn van Jesus se dood onthou, maar ook die oorwinning en die hoop wat dit vir ons almal as gelowiges gebring het. Goeie Vrydag is dus nie net 'n dag van herinnering nie, maar is 'n dag van verdieping, 'n reis deur God se reddingsgeskiedenis van Genesis tot Openbaring. Ons tema vandag is die pad van die kruis, 'n reis van 7 stasies van God se reddingsplan. En hier by ons gemeente, by Collage, gaan ons vandag Paasfees vier, deur 7 stasies te besoek, waar ons God se reddingsplan probeer verstaan. So kom ons reis vandag, dalk net in hierdie kort boodskap, deur die 7 stasies, en sien hoe elkeen van hierdie 7 stasies bydra tot die wonder van die kruis. Die eerste stasie is, waar het alles begin in Genesis 3? En in Genesis 3 lees ons die verhaal van Adam en Eva in die tuin van Eden. God het alles geskape in Genesis 1 en 2 en hy het 'n doel met alles gehad en hy plaas Adam en Eva hier binne 'n tuin waar die een ding wat hulle nie moes doen nie, waarin hulle dit gedoen het. En hier maak God 'n belofte nadat Adam en Eva in sonde geval het en gebrokenheid, sonde, pyn, die dood na die wêreld toe gekom het, maak hy aan hulle hierdie belofte in Genesis 3 vers 15. En ek lees dit vir jou uit die boodskap vertaling. Ek maak jou en hierdie vrou bitter vyande van mekaar. Jou nageslag en haar nageslag sal mekaar haat. Hulle sal altyd probeer om jou kop plat te trap en jy sal hulle in die hakskeen byt. En hier begin 'n verhaal van Goeie Vrydag. Alhoewel sonde alles gebreek het in Genesis 3, beloof God om dit te herstel. En dan lees ons van die volgende groot storie van verlossing en van redding deur Noag se ark, die ark wat red in Genesis 6. En ons lees van 'n man genaamd Noag wat gehoorsaam was toe die wêreld in boosheid verval het. En God gee aan Noag die opdrag om 'n ark te bou en deur sy gehoorsaamheid sy familie te red van die vloed. Die ark is natuurlik 'n prentjie van Jesus Christus in die Nuwe Testament. En net soos wat Noag sy familie en hy self in die ark gered is, so red Jesus ons van die vloed van sonde en oordeel. En Goeie Vrydag herinner ons daaraan dat Jesus Christus die enigste weg is. Die volgende stasie wat jy vandag gaan besoek, stasie nommer 3, handel oor die tema beskerm deur die bloed. En ons lees daarvan in Eksodus 12. En ons sien die Hebreërs in Egipte op die vooraand van die uittog. God gee aan hulle die opdrag om die bloed van 'n lammetjie wat hulle uitgekies en geslag het, aan hulle deurposte te smeer. Die doodsengel gaan dan verby die huis waaraan daar bloed was aan die deurposte en hulle word gespaar. Jesus is ons paaslam. Die een wat vir ons gekies is, die een wat vir ons gesterf het aan 'n kruis, die een wat sy bloed vir ons gestort het, en net soos wat die bloed van die lam die Hebreërs beskerm het, so beskerm Jesus se bloed ons van die ewige dood. En dan lees ons van die rooi tou, waaroor ons 40 dae gehandel het in Joshua 2. Rahab, hierdie vrou in Jerigo, wat 'n rooi tou uit haar venster laat hang het, as 'n teken van geloof en gehoorsaamheid. Deur haar dade is sy en haar familie gered, toe die mure van Jerigo geval het. Die rooi tou is natuurlik 'n simbool van die bloed van Jesus. Dit wys ons dat God se redding beskikbaar is vir almal wat glo, ongeag van hulle verlede.
En dan kom ons by die profetiese boeke en ons dink spesifiek aan die profesie van redding in Jesaja 53. En dit is Jesaja die profeet wat verskeie profesieë oor Jesus die Messias gegee het. En hy het eeue voor Jesus geleef, maar hy het die wonder van die kruis voorspel. Hy skrywe in Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons sondes is hy verbrysel. En op Goeie Vrydag sien ons hoe Jesus elke profesie vervul oor sy lyding en sy dood. Hy is die knegg wat die straf dra wat ons verdien het. En dan uiteindelik die wonder van die kruis. En ons lees die kruisiging van Jesus in elke evangelie. En Jesus hang daar aan die kruis uitgestrek tussen hemel en aarde. Met sy laaste asem roep hy uit, dit is volbring in Johannes 19 vers 30. En hierdie woorde is die kern van Goeie Vrydag. Jesus het die prys vir sonde ten volle betaal. Die wonder van die kruis is dat dit 'n plek van dood was, maar ook 'n plek van lewe en oorwinning geword het. In die 7de en die laaste stasie fokus ons in met ons Paasvieringe op hoe dit alles eindig. En ons dink aan Openbaring 21. En hierdie laaste stasie neem ons na die einde van die verhaal. In Openbaring sien ons hoe God alle dinge nuut maak. En ons lees in Openbaring 21 vers 4 hierdie pragtige woorde. Hy sal elke traan van hulle oë afdroog. En die dood sal daar nie meer wees nie. Ook droefheid, geween en pyn sal daar nie meer wees nie. Die kruis is nie die einde nie. Dis die begin van 'n ewige oorwinning. God se reddingsplan eindig met 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde en waar ons altyd by hom sal wees. Die pad van die kruis is dus nie net 'n stukkie geskiedenis nie. Dit is my en jou storie. Ons is deel van hierdie reddingsplan. Op Goeie Vrydag staan ons by die kruis en herinner onsself aan die omvang van God se liefde en genade. Kom ons antwoord op hierdie liefde met dankbaarheid en gehoorsaamheid. Mag ons lewens wys dat ons gered is deur die bloed van die lam en dat ons uitsien na wanneer dit alles weer nuut gemaak word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag waarin ons Goeie Vrydag vier. 'n Dag van herinnering aan wat U aan die kruis gedoen het. Maar ook aan dit waar dit alles begin het, die sondeval in Genesis 3. Noag se ark in Genesis 6. Die uittog uit Egipte in Exodus. Die rooi tou van Ragab in Josua 2. Die boek Jesaja wat vertel hoe Jesus sal kom. Die Nuwe Testament wat vir ons presies in detail vertel wat op die kruis gebeur het. En natuurlik Openbaring, Here, waar U vir ons wys wat die ewige doel vir ons lewe is. Help ons om met gehoorsaamheid te lewe, getrou aan dit wat U gedoen het. Amen.